ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 439. Ek is professor aan ons Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy enige van my boeke dalk wil bekom? Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem, 'n eindtydboek wat so relevant is vir die tyd waarin ons lewe, en waar ek sekere goed gesê het 28, 29 jaar gelede, toe ek hom geskryf het, wat presies vandag plaasvind. Jy moet dit kry, as jy regtig belangstel in die eindtyd. As jy nie worry nie, wat, jy maar net 'n kerksmens wil wees, so weet. Maar as jy belangstel in die waarheid, dis 'n moed. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. As dit al die eerste keer dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin reg voor. Jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Dis uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op YouTube kanaal sodat al die verskillende kennisgewings kan ontvang van die studies waarmee ons besig is. Stuur die kontakte vir die vriende en kennisse, hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy het 'n pen en 'n skryfblok en ten minste 'n 33 of 'n 53 Bybel byderhand. Kom ons bid saam. Dit is wonderlik wanneer ons as boeties en sissies by mekaar kan kom. Wedergebore Javiste uit water en die Ruach HaKodesh, funksionerend in die bo-natuurlike geopenbaarde name, waarin u nog altyd bestaan het en waardeur u nog altyd gefunksioneer het. Dankie vir die waarheid, Vader, dat ons nie vandag 'n leuen aanhang nie, en ons het nie 'n begeerte om aan 'n leuen vas te hou nie. Al is dit net ek en myself, dan is dit nog die moeite werd om in die waarheid te wees. Seën elkeen van ons, hou ons vas, gebruik ons seën hierdie studie vanmôre, en voed ons met die manna van die lewe. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashoa. Elke Javiste sê halleluja, halleluja, loof Java. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se ons studie vir u 'n wonderlike geleentheid wees. En ek wil vir al die nuwe mense sê, welkom, 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 julle is so welkom. Kyk na die studies, verryk jou in die woord, ontdek, daar's 3500 video's daar, ontdek die goed wat die kerke jou nooit geleer het nie, en dit is kosteloos. As jy nie iets wil bydra nie, dan het nie nodig nie, want Java is afhanklik, nie van tiendes nie, hy is afhanklik van mense, wat die bediening seën. Halleluja, wat 'n voorreg. Ons is nie 'n organisasie wat denominasie nie, ons koop nie ons weg in die hemel in nie. Java voorsien in die rykdom van sy genade. En vir hulle wat bydra, wat hierdie bediening dra, baie duisend dankies, en dankie vir u wat bid vir die bediening. Ons kyk na die boek Spreuke, hoofstuk 23 vers 22. Koning Salomo gaan verder, hy praat met sy seun, hy sê, luister na jou vader. Dit is nou, koning Salomo vir sy seun sê, luister na my. So wanneer ek en u met ons seun praat, en ek vir Niklas sal sê, luister nou wat sê pa. Luister na jou vader wat jou verwek het. Met ander woorde, gee kennis. Hier staan vir my baie meer, as net om te sê, luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie, as sy oud geword het nie. Baie meer. Wanneer pa Nick vanmôre, dis my vader, vir my sou gesê het, luister na jou vader wat jou verwek het, dan sou hy dit behels het, luister na dit wat jy begin optel het as 'n jong seun, jong kind van 11 jaar oud. Dis waar my belangstelling begin het in die woord. Luister na jou vader,
Daar van 13 jaar oud af het ek regtig, ja, toe ek 11 was aan en af, maar toe ek 13 jaar oud was, het ek regtig, was ek vasgevang in die woord. As my pa praat, of hy is besig, het ek aan sy lippe gehang. Ek het nie hom bewonder nie. Ek het die woord bewonder wat uit sy mond uitkom. En weet jy wat het my bewonder? Is my pa met pastore gesit wat 2 jaar, want daai jare moes 'n pastoor 2 jaar op Bybelkollege sit, en my predikant wat 7 jaar op universiteit gesit het. Dat my pa het met hierdie manne gesit wat geletterd was in die woord, wat gemeentes gelei het. Dan vou hulle net so met die woord. Net so. Luister na jou vader, wie jou verwek het. En dit het vir my ook 'n geestelike betekenis. Ek preek vandag woord, wat ek geleer het, vandat ek 11 jaar oud was. Wat ek my pa gehoor preek het, hoor Israel, Jahwe jou Elohim, hy het wel die 33 gelees, hoor Israel, die Here jou God is sy enige Here. Ons het nie die geopenbaarde name gehad nie. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat binne in jou is, en jou naaste soos jouself, jou broeder soos jouself. Ek het nooit ooit besef dat daai was een van die 2 koninklike wette nie, wat die anker in my lewe sou gewees nie. Ek was 'n jong seun, toe kon ek daai skrifte quoteer. 1 Timoteus 3 vers 16, die verduideliking van die verborgenheid van die godheid, daai tyd. 1 Timoteus 3 vers 16, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God, die Vader, Jahwe, is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. En dan het my pa vir die ouens gesê, nou hy sê God was geopenbaar in die vlees. Was dit Christus of was dit God? Dit was Christus, maar hy sê dit is God. Wie is verkondig onder die heidene? God die Vader of Christus, daai tyd? Jahwe vandag. Jahwe. Hy sê, maar nou lieg die Bybel nou? Nee, ons het verstaan wat die woord sê, wanneer Jahwe deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel word, en die hemel oopgaan en die ruach neerdal op Jahwe, toe sy 30 jaar oud. En 'n stem uit die hemel uit sê, dis my geliefde seun en wie ek welbehaag. Voorheen was hy die seun van die mens, nou is hy die seun van Jahwe. Seun van God, soos ons dit geleer was. Want die 33 Bybel was so geskryf. Ek was 'n jong seun van 13, toe begin ek daai skrif te ken. Toe ek 15 jaar oud is, toe ek tot bekering gekom het, toe ken ek hierdie skrifte uit my kop uit. En dis nie waar dit in my ingedring was nie. Ek het dit gehoor wanneer my pa met die ouens praat, en ek het dit ingeneem wanneer ek sien hulle het nie antwoorde vir dit nie. En dis hoekom hierdie bonatuurlike evangelie vir ons so uiters belangrik is, wanneer hy sê, luister na jou vader wat jou verwek het. Wat het jou pa jou geleer? Het hy jou eerste geleer hoe 'n bierblikkie oopmaak? Ek het van my broers, het hulle kinders gebruik en sê, hulle maak van die bierblikkie oop en dan. Ek sê, eendag gaan daai kind 'n alkoholist word, want jy het hom geleer suip, man. Wanneer leer jy hom oor die woord? Verstaan jy wat ek sê? Luister na wat jou vader, luister na jou vader wat jou verwek het. Wat het jou pa jou geleer? Van dit wat ons geleer was, is die goed wat die fondasie in ons volwasse lewens geword het. En wat bepaal het in watter rigting my lewe sou geloop het. Luister na jou vader wat jou verwek het.
Ek is so bly. Daar was 'n tyd in my lewe dat ek kon die woord hoor. Ek kon die woord leef. Dat ek in 'n huis kon sit waar my pa met familie en almal die woord gedeel het. En hy was nooit 'n pastoor nie. Hy het geen begeerte gehad om 'n pastoor te wees nie. Hy het die woord verstaan. En vandag 2026 in die laaste 15, 16 jaar vandat oom Thuis in my lewe ingekom het en deel van my lewe geword het. En dan oom Thuis se Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die fondasie, die Rotherham Version, die fondasie vir my kom word het in my geestelike lewe. En ek met oorgawe dit kan preek en teach en leef in 'n verlore wêreld daar buitekant. Geen om wie is die professor of die dokter nie. Is bereid om met jou persoonlik te ontmoet wanneer ons by die name kom. En vergeet die storieetjie van dit was nou in 1974 eers in vertaal die naam Yahshua. Ek het 'n 1928 Bybel in my hande gehad. A Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotherham Version. Iemand in die Laagveld het hom. Sy pa was vriende met die sendelinge wat in 1932 in die land ingekom het om onder die sendelinge, onder die swart mense, die bonatuurlike name te kom preek. Want die kerke van daai dag het nie toegelaat dat dit aan die blankes moes bedien word nie. En hy het sy pa se Bybel gehad, het hom in my hande gehad. Ek kan myself vandag nog skop dat ek nie net 'n foto geneem het van die binneblad nie. Maar ek weet dat Jaffa gaan daai man stuur met sy Bybel. Ek weet dit. Om al hierdie ouens wat die snert praat, Tushion het in 1974 het hy die name kom invertaal. 1976. Snert man. Is net nog 'n truc van die duiwel. Luister na jou Vader wat jou verwek het, ook in jou gees. Het gaan nie net oor die vleeslike saad nie, het gaan oor die geestelike saad. En verag jou moeder nie as sy oud geword het nie. Jy hoor my altyd praat oor my vader, omdat hy my leermeester was in my jong lewe. Maar moenie my ma vergeet nie. Sy was die een wat op die agtergrond beweeg het. Sy is die een wat my 'n voorbeeld gestel het van hoe 'n moeder moet wees. Verag jou moeder nie as sy oud geword het, en ek is so dankbaar dat ons my moeder geag het en dat sy vir jare by ons gewoon het. Verag haar nie as sy oud geword het nie. Die woord sê, vereer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae, jou lewensdae verleng mag word. Wanneer ek ou mense sien, 80, 90, 100 jaar oud, dan sê ek, daai oom of tannie het hulle ouers geëer toe hulle jonk was. En nou het hulle die beloning. Nou sê vers 23, so mooi, koop waarheid en verkoop, kyk my vingers, of verruil dit nie. Wat het u gekry? Wat preek ek vir u van dag 1 af? Bo natuurlike waarheid. Koop waarheid, met ander woorde, koester dit. Weet jy wat, as jy vir iemand iets gee, dan is daar nie altyd waarde daaraan nie. Maar laat hulle dit koop. Want hy of sy moes gewerk het vir die geld om dit mee te koop. En dan skielik is daai ding vir hulle soveel waardevol. Koop waarheid en verkoop of verruil dit nie. Ook wysheid en tug. Daai tug is die onderwysing en verstand. Dis 3 dinge. Wel, dis 5 goed in totaal. Koop waarheid en verkoop of verruil dit nie. En wysheid en tug of onderwysing in die bonatuurlik openbaar
die woord en verstand. Sielsdimensie, hierdie gedeelte wat ek altyd oopbreek. Hier sê hy dit vir jou. Dit wat jy ontvang het, ruil dit vir niks nie. Daar's niks wat jy in ruil kan kry vir dit nie. Vir ander maak dit nie sin nie, maar vir ons wie Javiste is dit ons lewensmiddel. Tot môreoggend as Vader liewe en gesondheidspaar, Maranatha. Javashua kom weer. Halleluja.